Wanneer ons nederigheid beoefen, dan leer ons floreer. En vandag gesels ons juist oor nederigheid in leer. Ek lees vandag Jakobus 4 vers 10 waar staan: onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. En ek vra vir myself, hoe nederig ek werklik optree. Jy sien, toe Jakobus hierdie woorde skryf, spreek hy juis 'n gemeenskap aan wat vasgevang geraak het in selfgerigtheid en die strewe na eie belang. En natuurlik bring dit konflik in so 'n gemeenskap. So vir hulle en vir ons is die boodskap eintlik baie eenvoudig, maar dis ook baie ingrypend. God verhoog nie diegene wat hulle self verhef nie, hy verhoog diegene wat hulle self onderwerp. Onthou, nederigheid is nie selfvernedering nie. Nederigheid is 'n eerlike erkenning van ons afhanklikheid van God en ons behoefte aan groei. In hierdie konteks word nederigheid 'n geestelike houding wat ons gewillig en oopmaak vir wysheid, vir leiding en vir vernuwing. Om te leer beteken om te erken, ek weet nie alles nie. Dit vra dat jy jouself oopmaak vir nuwe perspektiewe, vir nuwe vaardighede, vir nuwe maniere van dink. En dis die soort nederigheid wat Jakobus beskryf. Dis 'n bereidheid om te ontvang eerder as om te bewys. Nou, in 'n wêreld waar tegnologie vinnig ontwikkel en nuwe vaardighede voortdurend nodig is, kan dit baie uitdagend wees om toe te gee dat jy nie alles verstaan nie. Maar nederigheid bevry 'n mens. Dit laat ons toe om vrae te vra en mentors te soek sonder om te voel jy is dom. Positiewe sielkunde bevestig dat nederigheid 'n kragtige katalisator is vir leer, omdat dit ons ontvanklik maak vir terugvoer. En ook wakker dit nuuskierigheid aan en help dit ons om die kundigheid van ander te waardeer. So onthou, wanneer ons nederig leer, eer ons vir God en erken ons die rol van ander se wysheid in ons lewensreis. Wanneer ons nederig genoeg is om te leer, verhoog God ons. God verdiep ons karakter. God maak ons gereed om ander ook te mentor. So bly nederig, bly leer en veral bly God eer. Leef geïnspireerd.